Wat is daar wat enigstens kan vergelyk as om in aanbidding voor God te kom? Dis die kosbare ding van wanneer ons in aanbidding voor die Here kom, dat ons die ander goed net so verdoen. Dat in 'n oomblik jy net besef die ander dinge maak nie saak. Jy besef dat as 'n tydelike lewe wat ons op aarde lei en waar ons geleentheid het om te doen dit waarvoor God ons geroep het. Dat God deur ons wil werk op hierdie aarde. Ek wil vanmôre vir jy moet nooit vergeet. Jy moet nooit vergeet dat God jou wil gebruik. Op watter manier dit ook al is, watter gawe talent jy ook al mag hê. Dat die Here jou wil gebruik. En dat jy vanmôre hier kan sit en sê, Here, maar praat met my. Die belangrikheid is dat wanneer ons die woord hoor, dat ons reageer op die woord. Dan sê maar, waar moet ek aanpas? Waar praat die Here met my? En dat ons daarop reageer. Ons het donderdag het ons Hemelvaart gevier. En ek het die boodskappe uitgestuur en dit was vir my so duidelik gewees donderdagoggend. En die woord wat die Here op my hart lê is dat ons kan hoop hê. Nou het so 'n tyd gekom het waar daar soveel verwoesting is en soveel skade is en soveel dinge wat gebeur het en soveel mense wat eintlik in skok sit. Die gedagte van maar, hoe kan dit wees? Het dit nou reg gebeur? Sommige lei van wat is die kans? Wat is die kans dat dit kan gebeur? Maar in dit gee die Here vir my hoop om te sê dat Jesus daar in Johannes 14 hoofstuk het hy gesê dat hy gaan om 'n plek voor te berei. Die Here gaan om 'n plek vir jou en vir my voor te berei. En hierdie aardse lewe is 'n tydelike lewe. Dit gaan net vir 'n tyd lank wees, maar is 'n tyd wat dit vir ons moet goed wees. Is 'n tyd waarin ek en jy die geleentheid het om as God se verteenwoordigers op te tree. Dis 'n tyd waarin ek en jy 'n verskil kan maak. Ons deel kan wees van sy koninkryk. Ek kan net vir myself weer eens indink, wat het hierdie disippels gedink toe hulle in 'n oomblik sien, maar hier gaan Jesus nie. Na sy kruisiging en sy opstanding het hy weer verskyn. Het weer verskyn en hy het weer verskyn aan mense. En hier sit nou, hier staan hy, hier gaan Jesus. Ek wonder wat het hulle gedink. Maar die woord van die Here is vas en hy sê, Jesus het gesê, maar ek gaan op 'n plek voor te berei, maar ek gaan terugkom om julle te kom haal sodat julle kan wees wat ek is. En ek wil vanmôre vir julle as hoop. As hoop vir jou en vir my. Jy sien, Jesus het klaar daardie prys kom betaal. Hy het klaar daardie verlossingswerk kom doen. Jesus kan vir jou en vir my niks ekstra nog kom doen. Hy kan niks kom bysit. Hy het dit reeds gedoen. Ek wil vanmôre vir jou twee gedeeltes uitbedien. En die eerste is uit Numeri uit. Eers is uit Numeri uit en dan is die tweede gedeelte is uit Johannes uit. Die eerste gedeelte hier uit die boek van Numeri vind ons die volk hier in die woestyn. Ons besef hoe die Here die volk uit Egipte uit weggevat het. Hy het hulle verlos uit Egipte uit. En hier kom hulle is in die woestyn. En die woord van die Here sê vir ons vanaf vers 5, en die volk het teen God en teen Moses gespreek. Jy sien net voor dit, lees ons ook van wat hy sê, dat die volk het op die pad ongeduldig geword. Ek wil hê dat ons ook vanmôre verstaan dat as ons kyk na Egipte en ons besef, ons kyk na hierdie beeld en die tipe van die lewe van 'n kind van God, is omdat Egipte is die ou lewe. Egipte is die lewe van die sonde. Egipte is die plek van slawerny, maar dat God die mens na 'n beloofde land wil vat.
En hier kom hy in die fisiese, en hy haal hulle uit Egipte uit, die plek van slawerny. En op pad na hierdie pad van, na die beloofde land toe, gaan hulle deur die woestyn. Maar hulle raak ongeduldig. Hulle kry nie in die oomblik die dinge net soos hulle wil hê. En dan raak hulle ongelukkig en hulle sê dan vir Moses, maar waarom het U ons uit Egipte laat optrek? Dan sê vir die Here ook, want hulle is 'n hoofletter U daar sê, waarom het U ons uit Egipte laat optrek? En om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterf. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig, dat ons teen die Here teen U gespreek het. Bid tot die Here, dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarom sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het, en hy het na die koperslang, en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En die kinders van Israel het weggetrek en 'n naam geslaan in oormond. Hier is 'n interessante gedeelte. Dit is 'n interessante gedeelte ook vir my, omdat die Here wil die mens na 'n beter plek toe vat. Die Here wil die mens na die beloofde land toe vat. Maar die vlees is die hele tyd daar. Die volk murmureer, die volk sê maar hierdie kos, dit waag ons siel. Ek wil vanmôre vir julle sê dat die vyand, die duiwel gaan altyd kom. Hy gaan altyd kom met hierdie uitdaging, en hy gaan jou versoek met die gerief van die vlees. Die vleeslike mens wil altyd sy liggaam in gerief hê. Die vleeslike mens wil altyd die gemaklike uitkoms hê. En die vyand gaan dit baie keer gebruik dat die mens na ander gaan kyk en sê, maar kyk na hulle, hoekom kan hulle so, hoekom kan ek nie so? En ek dink dit was dieselfde in daai tyd dat die volk ook teruggekyk en sê, maar kyk hierdie klomp Egiptenaars, hulle lewe net, hulle gaan aan. Ons is besig om te sterf van die honger. En ek het dit van tevore ook gesê, dat ek dink daar was 'n illusie gewees, dat hulle gedink het, maar kyk, hulle het lekker geleef in Egipte. Daar is heel dikwels is daar 'n illusie dat die sondige lewe wat die mens lei is vir jou beter as dit wat God vir jou het. Die vyand mislei en die vyand bedrieg die mens en hy verblind die mens sodat die mens dink dis beter om in die vlees te bly. Dat die mens dink dis beter om in die sonde te bly. Die duiwel gaan nie ophou nie. Die duiwel gaan nie heeltyd die mens probeer verblind en mislei en sê maar vryheid is daar, jy het ons vryheid van keuse. Jy kan ons maak, want dis ons jou lewe. Jy het al gehoor, dis my lewe, ek kan maak met my lewe wat ek wil. Ek wil vanmôre vir jou sê, tot jy op die punt gekom het, wat jy besef het, maar Christus het vir jou 'n prys betaal. Aan die kruis. Christus het die prys betaal, sodat ek en jy lewe kan hê. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek het al opgesit, hou op terugkyk, maar ek wil dit eintlik verander, en ek wil vanmôre sê, kyk vorentoe. Kyk vorentoe. Want daar is 'n hoë roeping van God in Christus Jesus vir elkeen van ons. Hou op om in die verlede te leef. Hou op om te wil teruggaan na die ou dinge toe. Hou op om weer te wil gaan loop daar waar jy weet waar daar gevaar is. Jy sien, want hierdie volk het God kwaad gemaak. God het kwaad geraak vir hierdie volk wat nie wou luister nie. Wat die hele tyd net val, wat die hele tyd net wil murmureer en wil kla
en hulle teen God in opstand gekom. En die woord sê, God het giftige slange gestuur. God het giftige slange gestuur. En dan gebeur dit. En dit is vir my net weer eens wat besef dat die mens selfs in daai tyd het geweet. Hulle het geweet wat reg en wat verkeerd is. Ek wil vandag vir jou sê, so seker as ek hier staan en jy sit vanmôre, weet jy wanneer jy reg doen en wanneer jy verkeerd doen. Dit is net so. Want die mens wil altyd die verkeerd regverdig. Die mens wil altyd draai en sê, ja, maar. Jy sien, dis 'n belangrike ding wat hier plaasvind, en dis wanneer die volk erken, wanneer die volk erken dat hulle het gesondig teen God en teen Moses, en het opgestaan teen God, en dit wat God wil. Ek kan nie vanoggend anders as om ook daarom te dink, in die oomblik dat, dit was dieselfde met Jona gewees. God stuur hom een kant toe, maar Jona sê, ek wil nie so toe gaan nie, want ek weet dat die Here vir hulle genade gaan gee. En dat Jona in 'n kwaad is, en hy wil nie hê dat die mense genade in God se oop vind. En waar bevind Jona hom? In die maag van 'n vis, vir 3 dae lank. Jona was ook 'n tipe van Christus gewees. Jona is vir 3 dae lank in die maag van die vis. Ek wil vanoggend vir jou sê, Jona was vir 3 dae lank dood gewees. As jy dit gaan lees weer Jona. Dan, dit wat ek al lees, en ek praat van hoe die, ek wil sê, die seegras en al die goed. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek glo Jona was dood gewees. Vir 3 dae. En die Here het hom lewend gemaak, en toe spoed hy vir sy tyd. Ek wil vanmôre vir jou opnuut sê, niks is by God onmoontlik nie. Niks is by God onmoontlik nie. Die volk kom tot die besef en die punt wat hy sê, ek weet, ek het gesondig. Hulle kom terug na Moses en sê, bid asseblief. Die Here antwoord vir Moses en hy sê, Moses, maak vir jou giftige slang, sit hom op 'n paal. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, daardie giftige slang, dit was ook 'n profetiese aksie. Dit was ook weer eens 'n wys na Jesus gewees. Glo jy my, weet jy dit, jy raak gelees al? Kom ons gaan kyk wat staan in Johannes 4 hoofstuk. Johannes 3. Vind ons daai gedeelte ook. Jy sien, is kosbaar, ons kyk na die woord van die Here en ons besef hoe hierdie woord saamwerk en hoe die Here verskillende kante toe gewerk het, toe hy vir ons hierdie woord gegee het. En soos wat die woord sê, die hele skrif is deur God ingegee. Vir jou en my. En as 'n diepte in die woord dat ons dikwels sukkel mee, want ons wil dit probeer verstaan. Ons kan nie altyd nie. Hoekom? Want daar is te veel geraas in ons koppe. Daar is te veel lawaai rondom ons. En die lawaai maak dat ons nie die stem van die Here hoor nie. Die lawaai maak baie keer dat jy nie verstaan wat in die woord van die Here aangaan nie. Want jy luister na al die stemme in die wêreld, jy kyk na alles wat jy op social media kan kry en wat jy op YouTube kan kry, en jy luister daarna en dit jy raak verward. Want wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Die waarheid is die woord. Johannes die 3 hoofstuk vers 14 sê vir ons die volgende. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan jy vanmôre sien dat Jesus hier met Nikodemus praat en hy verduidelik vir hom en hy sê vir hom, luister Nikodemus, net so. Nikodemus, jy ken ons die woord, jy verstaan ons die woord.
Jy verstaan mos wat opgeskryf staan, jy weet mos wat het gebeur in die woestyn. Net so sal die Seun van die mens, net so sal Jesus ook op 'n paal word. Hy sal in 'n kruis hang. Hy sal 'n vervloeking word. Jy sien die slang verteenwoordig die sonde. En vir Jesus wat geen sonde gehad het nie, was sonde gemaak. En die sonde was op hom gesit om die sonde van die wêreld te dra. Sodat ek en jy, net soos die volk, wat in die lewe kom bly, as hulle sou opkyk. Jy sien nou hoe so aksie gewees het. Hulle het op die plek gekom wat hulle besef het, maar hulle het gesondig. Toe het hulle verwagting, maar God kan 'n uitkoms gee. En toe is daar aksie, hulle moet 'n aksie toepas. Hulle moes gekyk het na die slang, as hulle na die slang opgekyk het, dan het hulle in die lewe gekom. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat in Christus Jesus, wil ek vir jou sê, maar hoe werk hierdie vanmôre vir jou en vir my? Jesus het in 'n kruis gehang. Hoe is hierdie van toepassing vanmôre op jou en my lewe? Miskien moet ek vinnig teruggaan net na die begin van Johannes 3 toe. Want wat het hier gebeur? Nikodemus kom hier en hy kom na Jesus toe in die nag. Hy kom in die nag na Jesus toe. Hoekom? Want hy was 'n owerste gewees, hy was 'n skrifgeleerde. Hy wil nie hê die ander moet sien dat hy na Jesus toe kom nie. En hy sê vir Jesus, maar niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is. En wat antwoord Jesus vir Nikodemus? Hy sê vir hom, voorwaar, vers 3, Johannes 3, dan sê hy, voorwaar, as jy nie wedergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus, jy sal dit nie kan insien nie, jy sal dit nie kan verstaan nie. Want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. En dan sê Nikodemus vir hom, hoe kan 'n mens dan weer in die skoot van sy moeder gaan en weer gebore word? Dan sê Jesus vir hom in vers 5 weer, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word in water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan. So belangrik. Dit is so belangrik dat ek en jy vanoggend verstaan. Jy sien, wat gebeur hier? En ek wil gesê, maar hoe bring ons hierdie by mekaar uit? Nommer 1, in elke dag se lewe moet ek en jy op die plek kom, wat ons daardie sonde, daardie ongehoorsaamheid, daardie rebellie, wat in jou lewe teenwoordig is, om dit te erken. Hou op om verskonings te soek. Hou op om te sê, maar, ja, was om hierdie rede, en daardie rede. Erken die sonde. Erken die fout in jou lewe. Erken die ongehoorsaamheid. Die moment wanneer ek en jy op die plek in ons lewe is, waar ons sê, maar ek erken daar's 'n fout. Ek erken ek het teen God gesondig. Ek erken dat ek het verkeerd opgetree. Onmiddellik gebeur daar iets. Onmiddellik is dit wanneer ek en jy sê, maar ek wil my voor God onderwerp. Dat is die tweede ding, is om die verwagting te hê. Is om die verwagting te hê dat ek weet dat God 'n beloner is. God is 'n beloner wat wil genees, wat wil vrymaak. God wil nie hê dat ek en jy in slawerny vasgevang sit. Vanmôre vir jou sê, dit is so maklik om te dink, daar's vryheid in die feit dat jy kan maak net wat jy wil. Jy kan by hierdie partytjie uitgaan, jy kan by daai ding, jy kan dit so doen, jy kan maak wat jy wil, en jy net om op 'n stadium agter te kom, maar jy sukkel om weg te bly. Jy sukkel om nee te sê. Selfs wanneer jy sê maar ek wil nie, dan vind jy jouself weer op dieselfde plek. So wat is dit anderste as slawerny?
Jy word gedwing eintlik op 'n plek. Jy sien, jy kan nie weet, as jy weer kom kry jy daar, hoe so? Die vyand wil jou vashou. Maar die goeie nuus is vanmôre dat Christus het gekom sodat ek en jy kan vry wees. Dis die goeie nuus vir jou en vir my. En is nie genoeg om te sê, ek het al daai storie gehoor nie. Dis nie genoeg om te sê, weer al was hy Jesus gewees nie. Die woord sê in Jakobus, dat ook die duivels weet dat God een is en besinnig. Dis meer as net nodig om te weet, dat Jesus aan 'n kruis gesterf het. Dis vir jou om die verwagting te hê en te glo, soos wat Hebreërs 11 vers 6 sê, dat dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof, en dat ons moet glo dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Ons moet 'n verwagting hê en sê, ek weet dat die prys wat Jesus vir my betaal het aan die kruis, was genoeg om my vry te maak, van die slawerny, om my vry te maak van wat ook al daar vanoggend in my lewe is, om my vry te maak van daardie skuldgevoel, om my vry te maak van daardie skaamte, om my vry te maak van die vrees. Ons moet daai verwagting hê. En as jy 'n verwagting het, om dan te sê, maar ek kyk op na die kruis. Ek weet Jesus het vir my 'n prys betaal. Ek kyk na 'n oop graf. Wat ek weet my lewe. Ek dink in sy hemelvaart, want ek weet dit gaan nou 'n plek voor te berei. Maar ek hou ook vas aan die belofte, dat hy gesê het, maar hy kom terug. Hy kom terug vir jou en vir my. Dis tyd om vorentoe te beweeg. Maak jou los van wat agter is. Daarom sê Jesus vir Nikodemus, daai slang wat Moses opgehang het, net so sal die seun van die mens verhoog word. Maar jy moet opkyk. Hy sê vir Nikodemus, jy moet wedergebore word. Die aksie is, jy moet wedergebore word. Dit is genoeg om te sê, ek weet, wat sê Jesus. Jy moet sê, wil die ou mens aflê. Ek wil sterf. Ek wil die ou mens gaan aflê. Waarom is dit so belangrik? Waar ek met die lewe te kom sê. Te besef ook. Ek moet my bekeer, ek moet my dood. En dan het jy 'n dag om te sê. So jy wil jou ooit wil terugvat en sê, daar was 'n dag. Daar was 'n dag waar die ou mens afgesterf is. En 'n nuwe mens het opgestaan. Die ou mens leef nie meer nie, waarvan praat jy? Moet my nie eens probeer herinner aan die ou dinge nie. Want daai mens leef nie meer. Maar jy gaan altyd weer probeer. Dan gaan jy altyd probeer terugvat na die ou foute, na die ou plekke waar jy geval het. Maar dan kan jy sê, ek is meer as goed vir nou. Want Jesus het my vrygemaak. Kom sit so. Here, baie dankie vir genade, dankie vir liefde, Jesus. Here, dankie dat ons vorentoe kan beweeg en nie hoef terug te deins en heeltyd terug te wil gaan na Egipte toe. Maar daar 'n nuwe lewe in Christus is. Ek loof U, Here. Ek prys U en ek sê vir baie dankie, Here. Dankie vir genade, Here. Dankie, Jesus. Here, my gebed is dat U elkeen se hart vanmôre net werk. Elkeen sensitief sal wees. En dat elkeen sal reageer. Wie voelt vanmôre. Dankie, Here Jesus. Loof U. Dankie, Here Jesus.
Die lof en die eer, Here, kom U toe in Jesus naam. Amen. Ek wil graag hê dat jy soos 'n vroue oomblik kyk jy na hierdie. Ons luister gaan na hierdie. On the mountain deep surrender, face pressed to the ground in prayer.
Did angels cry the third day when you rose again? Did heaven watch in wonder? And did the angels sing? Thank you, Jesus, that it's finished. He took our sin as your own. When you let your blood speak for us, no greater love was ever known. Dink is vanselfsprekend. You could have called for angels. Hy het die hele aand mee gehad. Gesê, kom aan, we did it. Because he loved you. Het jy lief gehad. Ek wil net dat jy vanmorgen dit weet. Jesus het opsies gehad, maar hy het gekies. Daai antwoorde van love refused the rescue. Sy liefde vir jou en vir my. Het gesê, ek gaan nie die maklike uitweg vat. En ek wil vanmorgen vir sê, my gebed vir my hart is, dat jy ook nie die maklike uitweg vat, om maar net saam die werk te gaan. Maar dat jy op my nou pad sal stap. Hy pad van heilig maak. Hy pad van, kan nie net gaan, soos die rest van die werk. Kan nie gaan met dit wat ek kan is vir die rest van die werk. Dit is because he loved you. Jy is geliefd. Here, baie dankie vanmorgen vir die genade, dankie vir die liefde. Here, dankie dat so môre weet dat was opsies gewees. En ons dankie, Here, vanmorgen dat Jesus, dat die seun van mens, seun van God, besluit het, sê, Here, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Dankie, Here. Here, dankie dat ons weer in hierdie dag, Here, in ons eie lewens, Here, as ons op die punt kom, en sê ons erken en ek weet, daar is sonde in my lewe, daar is dinge wat ek in ongehoorsaam mee doen. Here, dat ons 'n verwagting kan hê en sê, Here, dankie dat U dit kom skoon maak. Dankie dat U dit kom vergewe. Here, dat ek dit wat die kruis vir my gedoen het, opvat. Aksie toepas en sê, ek wil iets af met elke dag. Ek wil 'n nuwe pad stap. Dankie, Here. Loof U.